Goed, kom ons duik sommer dadelik in. Vandag tackle ons iets wat baie mense laat kopkrap. Hoe skat jy daai wortels, jy weet, die vierkantswortels en derde magswortels, maar, en hier's die groot ding, sonder 'n sakrekenaar. Glo my, dis 'n vaardigheid wat jou hele gevoel vir getalle gaan verander. Stel jou voor, jy sit in 'n eksamen, die horlosie tik en jou sakrekenaar se battery is pap, net daar. En die vraag voor jou is, wat is die waarde van die vierkantswortel van 26? Begin jy sweet? Nee, glad nie, want na vandag gaan jy presies weet wat om te doen. OK, kom ons kry net eers die tegniese deel uit die pad. Wat is 'n wortelvorm? Dis basies 'n wortel wat nie 'n mooi, ronde antwoord gee nie. Dink aan die vierkantswortel van 2 of die derde magswortel van 6. Die antwoorde is desimale wat vir ewig aanhou sonder enige patroon. Die vierkantswortel van 9 aan die ander kant is 3. Dis 'n netjiese heelgetal. So, wortel 9 is nie 'n wortelvorm nie. Maklik, nê? En dit bring ons by die hart van ons probleem, wat ek die sakrekenaar dilemma noem. Ons is so gewoond daaraan om knoppies te druk en antwoorde te kry, maar wat gebeur as daai gerief skielik weg is? Sonder daai skermpie voor jou, voel hierdie getalle soos wortel 24 of kubuswortel 49 amper soos vreemde wesens. Waar op aarde pas hulle op 'n getallelyn in? Is die vierkantswortel van 26 amper 5 of is dit nader aan 6? Dit voel regtig asof jy in die donker rondtas. Maar moenie bekommerd wees nie. Daar is 'n geheime wapen wat ons kan gebruik en dis iets wat jy eintlik alreeds ken. Volkome vierkante. Hulle is die sleutel wat alles oopsluit. Wat presies is 'n volkome vierkant? Dis doeteenvoudig, regtig. Dis die antwoord wat jy kry as jy 'n heelgetal met homself maal. Byvoorbeeld, 3 keer 3 is 9. So 9 is 'n volkome vierkant. Hierdie getalle, hulle gaan ons ankerpunte wees. Hier is hulle. Sien hierdie lys as jou gereedskapskis. Dis die eerste 10 volkome vierkante. Leer ken hulle, maak vriende met hulle, want enige wortelvorm wat ons wil probeer skat, gaan eerwers netjies tussen 2 van hierdie ankerpunte inpas. Goed, genoeg teorie, kom ons word prakties. Dis tyd om ons geheime wapen uit te haal en te begin skat. Kom ons gaan terug na daai oorspronklike probleemkind van ons, die vierkantswortel van 26. Ons gaan hom nou stap vir stap ontleed en wys wie's baas. Die hele metode gaan daaroor om die antwoord vas te vang. Kyk, stap 1. Wat is die naaste volkome vierkant wat kleiner is as 26? Dis 25 en die wortel van 25 is 5. Hou daai 5 vas. Stap 2. Wat is die naaste volkome vierkant wat groter is? Dis 36 en sy wortel is 6. En daar het jy dit. Ons het root 26 vasgekeer. Ons weet nou sonder enige twyfel die antwoord is iewers tussen 5 en 6. Sien, nie so erg nie. Maar wat van derde magswortels? Goeie nuus, dis presies, en ek meen presies dieselfde logika. Ons ruil net ons gereedskap uit. Ons gradeer op na volkome derde magte. En soos jy seker al kon raai, 'n volkome derde mag is wat jy kry as jy heelgetal 3 keer met homself vermenigvuldig. So 3 keer 3 keer 3 is 27. So 27 is 'n volkome derde mag. En ja, hierdie word ons splinternuwe ankerpunte. Hier is die eerste paar. Ons het 1, 8, 27, 64 en 125. Dis die getalle wat ons gaan gebruik om daai derde magswortels vas te punt, presies soos ons nou net met die vierkantswortels gedoen het. Reg, kom ons toets hierdie nuwe gereedskap. Ons volgende uitdaging is die derde magswortel van 49. Onthou, die metode verander glad nie. Ons doen presies dieselfde dans. Die volkome derde mag net onder 49, dis 27, en sy derde magswortel is 3. Die een net bo 49, dis 64, en sy derde magswortel is 4. En weer eens, sien daar, ons weet nou vir 'n feit dat die antwoord vir die derde magswortel van 49 iewers tussen 3 en 4 moet wees. So nou wonder jy dalk, okay, dis 'n oulike truc, maar hoekom is dit regtig belangrik? Ek het tog my foon se sakrekenaar. Wel, dit gaan oor soveel meer as net 'n pap battery. Deur hierdie te oefen, ontwikkel jy iets wat ons 'n getalgevoel noem, 'n intuïsie vir hoe getalle werk. Jy leer om blitsvinnige rowwe skatting te maak, wat briljant is om jou eie antwoorde na te gaan. En dalk die belangrikste, dit bou selfvertroue. Jy's nie meer net 'n passasier wat knoppies druk nie, jy kan self redeneer en verstaan hoekom 'n antwoord sin maak. So, ek gaan jou met hierdie vraag los. Ons weet nou dat wortel 26 tussen 5 en 6 is, maar dink 'n bietjie verder. Is die antwoord nader aan 5 of is dit nader aan 6? Hoekom?
Nou dat jy weet om die grense te bepaal, wat sou die volgende logiese stap wees om jou raaiskoot nog skerper te maak? Gaan dink 'n bietjie daaroor. Dankie dat jy saamgekuier het.